Dit is maandag net na 8 en dit is vir my 'n groot voorreg om jou hartlik te verwelkom by Kort en Kragtig hier op Radio Kansel Hartklank. Ek Fanie Meiburg is aan die woord en ek wil jou help om toegerus te word deur God se woord. Laat ons dan nou saam fokus op sy waarheid vir ons lewens. Goeienaand, ja, ek groet elkeen van julle ook in die mooi naam van Jesus Christus. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Ja, die naweek is verby. Die week het afgeskop. Natuurlik die eerste maandag van Mei maand en die winter is met ons. Dit is lekker koel na al die reëns. Ek weet nie waar jy is nie en of dit by jou ook gereën het nie. Maar hier by ons het dit sommer winter geword, sommer so oornag toe die reën so begin regtig aangaan, eintlik hier van April maand af. So ons het lekker koelte. Ek vertrou dit gaan goed met jou. Dit is 'n voorreg dat ons vanaand weer eens so 'n stukkie die woord van die Here met mekaar kan gesels. Belangrike ruggraat aspekte, soos wat ek vanaand dit eintlik wil noem, ruggraat aspekte, want ek wil vanaand 'n bietjie met jou gesels oor respek. En dan wil ek vir jou sê, daar op Fanie Meiburg YouTube, dit is nou maar net my naam, dit maak dit makliker om 'n ding te allokeer en te weet waar jy moet gaan. Jy gaan kyk daarso op YouTube, daar het ek laasweek, eintlik so 2 weke terug, het ek gesels oor vrees vir die Here, vrees van die Here. Gaan luister 'n bietjie daarna en dan het ek gesels, gisteraand, 6uur se kant, ook, dit is ook op YouTube beskikbaar, het ek gesels oor die beginsel van tattoos. Het was so 'n bietjie in diepte daarna gekyk. So as jy daarin belangstel, gaan kyk 'n bietjie daar. En ek glo, jy gaan ook rigting en wysheid kry wat dit aanbetref. So vanaand gesels ons oor respek. Welkom by Kort en Kragtig. Ja, kom ons kop af. Jy weet, wanneer ons oor dinge praat, soos byvoorbeeld die laaste 2 weke, het ek ons gepraat oor getrouheid en vriendelikheid, dan wil dit vir 'n ou voorkom, ek weet nie of jy ook so voel nie, is daar nie belangriker dinge in die lewe waaroor ons moet praat en waaroor ons kan praat nie. Daar's, jy weet, dieper dinge, moeiliker dinge, uitdagingsdinge, of dieper geestelike dinge waaroor ons kan praat nie. Maar weet jy wat is die ironie van die saak? Jy weet, as jy nou dink aan getrouheid en vriendelik byvoorbeeld, ek het nou laasweek ook gesê, jy weet, dit is 'n vrug van die gees. Nou, hoe dieper geestelik wil 'n ou gaan as om te gesels rondom die vrug van die Heilige Gees onder andere. So, dit is belangrike aspekte waaroor ons moet gesels. En dan, dinge soos respek. Baie belangrik om daaroor te gesels, want, soos ek net nou gesê het, dit is ruggraat beginsels wat samelewings regop hou, wat huwelike en besighede en instansies aan die gang hou, en wat hulle gesond hou, aspekte soos respek byvoorbeeld. En baie goeie dinge en gesonde dinge, kan ek vir jou sê, uit my eie ondervinding as kind en soos ek groot geword het en in baie huishoudings en organisasies, kerke, baie goeie dinge het hulle oorsprong uit hierdie ruggraat beginsels, hierdie vrug van die gees beginsels en beginsels soos respek, dit waaroor ons nou vandag praat. En jy sal vind, as hierdie goed nie in plek is binne in 'n gemeenskap nie, dan verval 'n gemeenskap. Dan neem die onreg toe, duistere motiewe en duistere gedrag begin tog die oorhand kry. Daarom is dit belangrik dat hierdie aspekte in ons lewens, as kinders van die Here veral, sal wees, want ons moet gelei wees deur die Heilige Gees. Want as ons kyk hoe, jy weet, ons regerings, instansies, samelewings, woonbuurte uitmekaar uitval, dan gaan dit oor sekere ruggraat beginsels wat net eenvoudig nie daar is nie, wat nagelaat word. So as ons vanaand 'n bietjie oor respek gaan gesels, dan dink ek 'n goeie definisie, lyk dit vir my in die Bybel wat respek byvoorbeeld aanbetref, is eerder eerbetoning. Jy moet eer betoon, eer bewys aan God, eer betoon aan jou medemens, eer betoon aan jou geestelike gemeenskap, eer betoon aan die natuur, jy weet, respek het teenoor die natuur, alle aspekte van die natuur, en natuurlik respek en eer betoon aan dinge wat tot stand gebring is, of dit nou geboue is en of dit nou organisasies is,
dat dit 'n tipe van 'n rentmeesterskap is. So om rentmeesterskap te beoefen is ook 'n vorm van respek. Eerbetoning is 'n vorm van respek. En jy sal vind, jy weet in die Bybel veral, dat daar meer klem gelê word oor respek teenoor God en dan natuurlik respek teenoor ons medemens. En dan natuurlik oor al die ander dinge wat ook belangrik is, waar ons respek moet betoon, maar primêr respek teenoor God en mens, want uit ons respek vir God en uit ons respek vir ons medemens, daaruit vloei samelewings en die natuur en al die tipe dinge. En ons gaan vlugtig oor beide van hierdie aspekte gesels binne die respek gedagte, die goed en die dinge en natuurlik God en die mens. Want alhoewel God en die mens prominent is, jy weet, moet ons tog dit wat daar gestel is en opgerig is, wat tog ten bate van onsself is, en van ons nageslag is, moet ons ook kan respekteer, want dit is tot voordeel van kennis, dit is tot voordeel van ervaring, dit is tot voordeel vir vooruitgang van 'n nasie en van 'n mensdom. So ons respekteer God en mens, maar ons respekteer ook al hierdie ander dinge. So, jy weet, as ek kyk na die Bybel, want ons gebruik ons maar die Bybel as 'n basis vir ons lewe en vir ons geestelike lewe. Ons kan tog nou nie filosofiese boeke gaan vat en geskiedenisboeke gaan vat, jy weet, oor allerhande dinge nie. Jy weet, ons moet ons lewe rig volgens die Bybel en dan kan ons alle filosofieë en allerhande ander dinge, geskiedenis en goeders kan ons daaraan, jy weet, sin maak uit, jy weet, vanuit die woord van die Here. So as ons kyk uit die Ou Testament, byvoorbeeld die tabernakel en die tempel later, hierdie was fisiese goed gewees. Dit was dinge gewees met fisiese elemente daar binne-in, en dit was die wil van God dat dit gerespekteer moet word, die gebou, die plek, en dan natuurlik die leiers wat God daar gestel het, die gesagstrukture, die reëls wat daarin verbonde was. Dit moes gerespekteer geword het. Dit is belangrik. So daar is respek vir God, daar is respek vir mense, maar daar is ook respek vir die dinge wat vir 'n spesifieke doel en vir 'n spesifieke funksie daar gesit is, tot die vestiging en die onderhouding van gesonde samelewings en gesonde geestelike samelewings. Jy weet, en as jy gaan kyk na hoe die mense, jy weet, selfs in die Ou Testament, kyk in die tyd van Moses, toe hy al hierdie reëls en instellings en instansies daar gevestig het, hoe minagtend hulle teenoor hom was, teenoor sy leierskap, julle onthou dit. En selfs in sy persoonlike lewe, hoe hy aangevat was, ek meen, in sy huwelik, ek meen, hy staan in 'n leiersposisie, maar hoe hulle hom gedisrespekteer het binne sy leierskap en ook in sy persoonlike lewe, en hoe God dit gehanteer het, hoe God, jy weet, die mense wat in daardie posisies van disrespek gestaan het, hoe die Here hulle gestraf het, maar nie net moet ons raak sien hoe God hulle gestraf het nie, maar God het dit gestraf omdat daar 'n funksie is vir hierdie reëls, hierdie regulasies, hierdie leierskap. En omdat dit geoortree was en omdat daar wanorde sou inklim, het God dit geoordeel. So sien dit, jy weet, in hierdie twee gedagtes. En as ons kyk in die Nuwe Testamentiese era, ook rondom die kerk byvoorbeeld. Heel eerste, respek vir God. Christus is die hoof van die gemeente, dan is daar die res van die kerkorde. Hoe dit plaasvind onder toe tot by die, wanneer dit kom eventueel tot by die sondaar, jy weet. Daar was 'n spesifieke kerkorde gewees. Eerste, tweede, derde, jy weet, daardie gedagte. En dit was daar gewees vir 'n spesifieke doel. Daar is riglyne neergelê vir die gewone kerkganger, daar was reëls neergelê vir die diaken, vir die ouderling, vir leierskap, bedieninge, gawes en al die tipe dinge. Dit was alles nodig gewees vir 'n gesonde geestelike samelewing. En selfs ook die gehoorsaamheid aan landswette, die leiers, instansies. Alles tot gesonde samelewings, respek, eerbied. Dis belangrik. Dit is belangrik. En in al hierdie dinge het God duidelike riglyne daar gestel vir die regering van ons tyd, al is hulle nie Christene nie, kinders van die Here nie. God het vir hulle riglyne daar gestel en vir die kinders van die Here wat om te doen met daardie riglyne en dat ons dit moet respekteer. Jy weet, in ons huidige bestaan het ons mos nou, soos ek net nou gesê, die Bybel as maatstaf. Ons het die Bybel as maatstaf, want wat daarin geskryf staan,
Nie soseer elke letterlike uitlewing van elke wet nie, maar die beginsels, die begrip van hoekom is daar reëls en hoekom moet dit gerespekteer word? Hoekom is daar leiers? Hoekom moet hulle gerespekteer word? Hoekom is daar huishoudings? Hoekom is daar huwelike? Hoekom is daar 'n God en hoekom moet dit gerespekteer word? Jy verstaan. So daarom gebruik ons die Bybel as 'n maatstaf en dit ook vir vanaand se gesprek waaroor ons met mekaar gesels. Want ek en jy kan opsommend sê dat die definisie van respek is om waarde te erken en om agting aan God, mens of iets toe te skryf. Ons erken die waarde daarvan. Dit is wat respek beteken. En ek wil hê ons moet eers gesels oor ek het net nou gesê, jy weet, die kerkorde. En ek vergeet van die kerkorde soos wat die kerke hulle ordes het, maar wat in die Bybel staan, Jesus Christus is die hoof van die gemeente. Verstaan jy daardie begrip en hoe Christus vir sy liggaam sorg en dat ons die liggaam is en hoe Christus vir sy liggaam sorg deur die Heilige Gees, deur die gawes, verstaan jy wat ek bedoel? So ons moet kyk na daardie orde en omdat Christus eerste is, omdat God eerste is, weet ek en jy verstaan dit, dat God die hoogste agting, die hoogste respek moet betoon word. En dis hoekom ek aan die begin het ek vir jou gesê dat ek het 2 weke terug gepraat Sondag oor die vrees van die Here en ek wil jou regtig aanmoedig as dit vir jou moontlik is en jy stel belang daaraan, gaan luister 'n bietjie daarna, die vrees van die Here. Dit is om God eerste te stel en die respek, hierdie agting. En dit is ook wat die vrees van die Here beteken. Dit beteken om God op sy, jy weet, in sy regte plek te kan sit, om die nodige agting, die nodige respek, die nodige waarde aan God toe te voeg in ons lewe. Maleagi 1 vers 6 het die Here baie belangrike vraag, het God 'n baie belangrike vraag gevra deur die profeet aan die volk en hy het vir hulle gevra in Maleagi 1:6. Hy sê 'n seun eer sy vader, 'n knegt sy heer. As ek dan 'n vader is, as ek dan julle hemelse Vader is, julle God en Vader is, waar is my eer? 'n Belangrike vraag wat ons vir onsself moet vra in ons lewe. En binne ons kerke, binne huishoudings, binne ons gemeenskappe waar ons ook al is, as ons God erken as ons Vader, dan moet ons God eer as Vader. Ons moet hom hoër eer ag as ons aardse Vader. As God dan ons Heer is, waar is die vrees vir die Here? Want 'n werknemer eer en vrees die werkgewer. So sê die Here, as ek dan julle Heer is, waar is my vrees? Baie belangrik. En ek dink jy beleef dit ook, dat binne in ons samelewings en huishoudings, jy weet, het regtig die vrees van die Here, die respek vir die Here het regtig op die agtervoet begin verskyn. Ons vrees die mensdom en ons vrees mekaar baie meer as wat dit nodig is om die Here te vrees. Daarom is dit belangrik. Jy weet, ek lees in Markus 7 vers 6 waar Jesus gesê het, tereg het Jesaja oor julle Jode Fariseërs geprofeteer toe hy geskrywe het, hierdie volk eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Jy sien die eer tot God is nie op sy regte plek nie. Daar is vers 7, vergeefs eer julle my deur leringe te leer wat gebooie van mense is. God het reëls en riglyne daar gesit en die mens, jy weet, eer nie eers dit nie, maar hulle eer dit wat mense vir hulle sê om te doen en hoe hulle dink die Here moet geëer word, maar hulle vergeet van daar's 'n hele Bybel vol reëls en regulasies, as jy verstaan wat ek bedoel. God het sy woord gegee en as ons net volgens die woord kan lewe, as ons God gaan eer deur sy woord, dan sal God geëer word, heel eerste, maar tweedens, dan sal dit uitvloei in die samelewings in. Respek teenoor God sal uitgeleef word na buite toe. En die tweede gedagte is, en hierdie is vir my 'n belangrike ding, en dit is as landsburgers. Ons moet respek betoon as landsburgers. En ek wil net gou 'n bietjie, ek het nou vergeet, jy weet, maar as ons net teruggaan, jy weet, na die vorige punt, waar ek gepraat het rondom respek vir God, dan verstaan ek en jy mos nou ook dat, hoekom het die Here gesê, jy weet, in die 10 gebooie, heel eerste, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, met al jou krag en jou hele verstand.
dit is om God eerste te sit, en ek glo daar is 'n rede hoekom dit eerste geplaas is, en nie al die ander 9 en toe, jy moet die Here jou God lief hê nie, maar ek glo, daar is 'n nut, dat God heel eerste gesê het, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, die eerste gebod. So as landsburgers, kom ons gaan net gou daaraan, ons moet respek betoon, deur landsburgers te wees, en ordentlike landsburgers te wees. Jy weet, ons het 'n verantwoordelikheid. Ons het 'n verantwoordelikheid in hierdie wêreld, as burgers van ons land, teenoor die land se reëls, en ook teenoor ons medemens. En nou praat ek nie net eers met Christene nie. Weet wat, die mensdom moet respek hê as mede-landsburgers, teenoor dit, wat die wêreld bied. Jy weet, dit wat ons regerings vir ons bied, dit wat die natuur vir ons bied, ons verantwoordelikheid. Romeine 13 vers 7, hy sê dit so mooi uit, hy sê, betaal aan almal wat aan hulle verskuldig is. As jy moet belasting betaal, betaal dit man, dit is jou werk. As iemand van jou tolgeld eis, betaal dit. En as iemand vrees van jou vereis, betaal hom die vrees, gee hom die vrees, as dit 'n polisieman is, of 'n verkeerskonstabel is, en of dit 'n regter is, jy weet, gee aan hulle die vrees wat hulle toekom. God het hulle daar gestel, en gee aan die eer wat eer toekom. En ek dink nie ons kan 'n beter beskrywing as dit kry nie. Dit is om respek te betoon as landsburgers teenoor die gesag wat daar is. Matteus 22:21 het Jesus gesê, so dis nie net Paulus nie, maar Jesus sê ook, toe hulle hom toe gekom het en spesifiek gepraat het rondom die belasting, toe sê Jesus, wat is op die agterkant van jou muntstuk? Toe sê hulle, die keiser se kop is daar. Toe sê die Here vir hulle, gee vir die keiser wat hom toekom. Respekteer die keiser met sy reëls. Respekteer jou land met sy reëls, maar ook gee aan God wat God toekom. Sien jy? Kom terug na God as die eerste plek. Jy sien die balans. En natuurlik, ongeag wat iemand se geslag is, wat jou ras is, jou ouderdom is, respekteer jou medemens. Jy weet selfs in die Ou Testamentiese wette, baie interessant. Levitikus 19, lees 'n bietjie daar, al daai hordes wette wat daar staan. Maar een van hulle is, jy weet, staan op vir die oueres, fisies, staan op vir hulle, dit is om respek te betoon. Respekteer die gryshare, respekteer die grysaard, soos wat hy sê. Dis goeie, gesonde gewoontes vir die mensdom, om respek te kan uitlewe teenoor mekaar. En natuurlik, daar is 'n rede hoekom daar respek betoon moet word, En dit is vir goeie en gesonde samelewings, om dit te skep. En jy weet, die tempel wat as 'n baken van hoop, jy weet, eintlik gestaan het in Jerusalem, en waar ook al dit opgerig was. Jesus het op 'n stadium gekom, toe sê hy gaan die tempel afbreek, of hy gaan toelaat dat die tempel in totaliteit afgebreek word. En ek vra maar, hoekom word die tempel afgebreek? Hoekom was dit die profetiese woord, en hoekom het dit so gebeur? Want die tempel was 'n vorm van respek gewees. Die tempel moes as respek, jy weet, hy het gestaan vir iets. Die tempel het gestaan vir iets. En dis hoekom die mense respek vir dit gehad het. Later toe kom die Here, toe sê hy, maar hy gaan die tempel toelaat dat dit afgebreek word, want die doel, die nut en die funksie van die tempel is nie meer wat dit is nie. Daar is nie meer respek vir die tempel nie. Want jy sal onthou, hoekom nie? Want die priesters, die skrifgeleerdes, het die tempel vertrap met hulle eie reëls en met hulle skynheiligheid. En natuurlik het die mense dit 'n besigheidsplek gemaak. En toe sê die Here, nee wat, die tempel het nie meer sy funksie nie, breek dit af. En dit is hoekom baie mense deesdae ook vir baie instansies nie respek het nie. Want die instansies was gebruik of word gebruik vir dit waarvoor, nie vir dit waarvoor dit daar gestel is nie. Dis hoekom die mense nie respek het byvoorbeeld vir regerings nie, want die regering doen nie hulle werk nie, vir politieke partye nie, want hulle doen nie hulle werk nie, vir leiers, want hulle doen nie hulle werk nie, vir kerke, want hulle doen nie hulle werk nie. Hulle staan nie vir dit waarvoor die tempel, waarvoor die kerk, waarvoor die regering, waarvoor die leiers, waarvoor die politieke partye daar moet wees nie. So daarom kan ek ook sê dat, ja, ons moet respek betoon, maar ons moet respek waardig wees. Baie belangrik. En natuurlik, as kinders van die Here, binne 'n geestelike samelewing wil ek gou 'n paar gedagtes met jou deel.
Binne geestelike samelewing moet daar respek wees. En ek wil vanaand vir jou sê, as kinders van die Here, as ek praat met kinders van die Here vanaand, as jy nog nie jou lewe vir die Here gegee het nie, hier is ons vir jou 'n riglyn van wat die Here van ons ook verwag as kinders van die Here, hoe om respekvol in ons samelewings te lewe. Want ek wil vir jou sê as kind van die Here, nee, ons moet deur die impuls van die Heilige Gees moet ons lewe binne in ons wêreld, binne in ons samelewing. Jy's 'n kind van die Here, jy's 'n tempel van die Heilige Gees. Die Heilige Gees lewe binne in jou. Jy moet lewe volgens die inspraak van die Heilige Gees in jou lewe. Daarom sê Jesus, jy's die sout van die wêreld, die sout van die aarde. Jy's die lig van die wêreld. En dit is belangrik. Ons moet 'n impak op die wêreld maak deur byvoorbeeld respek te kan betoon. So daarom moet ons lewe vanuit die leiding van die Heilige Gees. So heel eers binne ons respek van die geestelike samelewing moet ons mede-gelowiges eer. Bo ander mense, wil ek nou amper sê, moet ons mede-gelowiges eer. Romeine 12 vers 9, hy sê laat julle liefde ongeveins wees, en omdat hy praat nou hier met gelowiges. Jy moet verafskiet wat sleg is. Hierdie is vorme van respek. Hang die goeie aan. Wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde. Julle moet mekaar die een die ander voorgaan in eerbetoning. Baie belangrik. Wees nie traag en ywer nie, vurig van gees, dien die Here, verbly in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. Dit is om respek te toon binne 'n geestelike samelewing onder mede-gelowiges. Tweede gedagte. Ons moet dus respek binne ons geestelike samelewing bewys teenoor ons geestelike leiers. Baie belangrike begrip. 1 Timoteus 5 vers 17. Die ouderlinge wat goed regeer, moet dubbele eerwaarde geag word. Bottom line, ons moet die manne wat in posisies ingeplaas is deur die Here, moet ons eer. Maar hier is 'n kondisie. Laat die ouderlinge wat goed regeer. As 'n man volgens die woord van God die gemeente lei, die selgroep lei, die kerk, die jeug lei, die kinders lei, het hulle dubbele eerwaardig, gee dit aan hulle verdien dit. God het hulle daar gestel. Derdens, ek en jy wat eienaars miskien is, werkgewers miskien is, werknemers is, ons het 'n taak, ons moet respek betoon, 1 Timoteus 6 vers 1, diensknegte, as jy onder 'n juk is, gee jou baas die eer wat hom toekom. Moenie God se naam belaster deur jou geestelike, ek wil amper sê, posisie te misbruik nie. En so ook die werkgewers, die eienaars, eer jou werknemers. Respek binne die geestelike samelewing, jy moet respek hê teenoor jou eie liggaam en respek hê teenoor die huwelik. 1 Tessalonisense 4 vers 3, dis die wil van God, julle heiligmaking. Wat beteken dit onder andere? Julle moet julle self onthou van hoerery. Moenie in seksuele sondes betrokke raak nie. Buite die huwelik en binne die huwelik nie. En dat elkeen van julle moet weet om sy eie vrou te verkry in heiligheid en in eer. Daar moet respek wees teenoor die huwelik, respek wees teenoor jou eie liggaam. Moenie in hartstogtelike begeerlikhede verval wat die heidene doen nie. Bewaar jouself. En natuurlik, binne die geestelike samelewing, respekteer die gawes en die bedieninge. 1 Korintiërs 12 vers 25, want die gawes, die bedieninge het 'n doel, dit het 'n funksie, sodat daar geen verdeeldheid in die liggaam mag wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar mag dra. Ons eer die gawes en die bedieninge as God ingestelde aspekte. Wat doen dit? Dit sorg die liggaam van Jesus Christus. Ons moet die waarde daarvan besef en ons moet dit respekteer. Ons kan dit nie minag nie. Ons kan dit nie verag nie. Die gawes en die bedieninge het God deur sy Gees daar gestel. So kind van die Here, ek wil afsluit om te sê, as goed lynreg teen God se wil gaan. Weet jy wat, het jy nie nodig om dit te respekteer en dit te doen nie. Dit is soos daardie 3 jong manne wat opgestaan het en gesê het, ek sal nie buig voor die beeld nie. Ek hoef dit nie te respekteer nie, ek hoef nie die koning se reëls te respekteer nie, want dit gaan teen my geloof, dit gaan teen my Christelike geloof. Dan vat ek die punch wat na my kant toe kom, maar daardie respek bewys ek nie, want ek respekteer een God, een geestelike instelling, en dit is die liggaam van Jesus Christus.
Kind van die Here, dit was wonderlik om met jou te gesels uit God se woord weer eens rondom hierdie gedagte en mag die Here jou seën, mag die Here jou seën vanaand as jy gaan slaap, mag jy rustig slaap, mag die vrede van die Here met jou wees en ook die week wat voorlê en as dit die wil van die Here is. En ons lewe, soos wat Jesus sê ons moet praat, dan gaan ons mekaar hier weer sien volgende week, selfde tyd, selfde plek. Mag die Here jou seën. Tot volgende keer.